hierdie opstandingsdag van die Here op hierdie wyse te kon begin het. Moet dit gewoon aan. Ons moet hy is aan hier. Ek weet of die battery daar kap is. Ekskuus julle. Hy het my hier afgegaan. As jy die woord van die Here saam met u gebring het, wil ek u nooi om dit oop te maak by die evangelie volgens Matteus. Die evangelie volgens Matteus, en ons gaan vandaar in hoofstukke 27 verse 57 gaan ons saam lees. Die evangelie volgens Matteus, hoofstuk 27 van vers 57 af. Ons gaan deurlees tot by hoofstuk 28 verse 15. En die woord van die Here wat ons ook hier het in ons harte vanmôre en ook hier het om te kan lees. Voordat ons die woord gaan lees, kom ons sit net so, kom ons maak ons harte stil. Here, hierdie liedere wat ons kon gesing het oor die opstanding, het ons harte net weer opnuut kom warm maak. Met daardie wete dat die graf, die dood, u nie kon terughou nie. Maar dat u voluit gegaan het, tot aan die einde, om die saligheid te bewerk vir ons as mens. Vrydag het ons gekyk na die kruis, en ons gekyk na alles wat u moes deurmaak, om daar aan die kruis ook vir ons sondes te betaal. Gister staan ook bekend as die stil Saterdag, die Sabbatdag van die Jode, waar u in die graf was, maar u nie daar gerus het nie, maar u voluit gewerk het, om daar in die doderyk in af te dwaal, en daar te gaan proklameer die oorwinning oor die sonde, sodat daar ook 'n regverdig oordeel kan wees eendag vir hulle wat nie regverdig is nie en reeds gesterwe het nie. Vir hulle wat regverdig gesterwe het u saamgeneem en u het hulle daar in 'n veilige plek van bewaring gaan bring vir die dag van beloning. En daarom sê ons vir die dankie Here vir Vrydag, vir die kruis, vir gister, vir die werk wat u gedoen het, finaal afgereken het met die onderste dele van die aarde, en dat daar die oorwinning geproklameer is, en dat u dan uit die graf uit opgestaan het, toe daar die werk voltooi is. En nou is daar die redding beskikbaar vir ons. En ons kan in daardie oorwinning ook staan. En Here, daarom wil ons net weer kom bevestig, daardie dag wat u met ons ontmoet het, en ons kom oortuig het van ons sonde, en u ons kom regverdig maak het, toe ons dit voor u bely het, en u ons die kind gemaak het, gewederbaar het, en nou kan ons in daardie oorwinning van Christus lewe, en daardie opstandingskrag, die dynamoskrag van God, wat alle kragte te bowe gaan. Selfs ons onsekerheid, selfs ons domheid, selfs ons onkunde, kan ons in die oorwinning van die krag van God, die opstanding, in oorwinning lewe. En ons sê vir die dankie Here, dat ons vandag hier by mekaar kan wees, hier in Belfast, in hierdie kerkgebou, sodat ons net weer daardie opstanding kan oordink, kan kom herdenk, wat u vir ons gedoen het. Seën dan nou die woord, Here, sodat hierdie woord vandag in ons harte ons warm sal maak, en anders te hier uitstap, as wat ons hier ingestap het, in ons liggaam, siel en gees. Ons pleit dit van u, Here. Amen.
Die skriflesing is vanmôre uit die evangelie volgens Matteus vanaf hoofstuk 27 verse 57 en ons gaan deurlees tot daar by hoofstuk 28 vers 15. Hierdie gedeelte wat ons saam lees is aan die einde van Vrydag na die kruisiging en Jesus gesterf het en sy liggaam afgehaal is van die kruis. Nou gaan ons verder lees. En toe dit aangeword het, het daar 'n ryk man van Arimatea gekom met die naam van Josef, wat self ook 'n disipel van Jesus was. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moes word. En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne toegedraai. En dit is in 'n nuwe graf gelê wat hy in 'n rots uitgekap het en nadat hy 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. En Maria Magdalena was daar en die ander Maria en hulle het reg voor die graf gesit. Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die owerpriesters en die fariseërs by Pilatus saam en sê, my Heer, ons herinner ons dat die verleier, toe hy in die lewe was, gesê het, oor 3 dae staan ek op. Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die 3de dag toe, dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel nie, en vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode, en die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Daarop sê Pilatus vir hulle, julle sal 'n wag kry, gaan verseker dit soos julle dit verstaan. En hulle het gegaan en die graf verseker deur die steen te verseël in die teenwoordigheid van die wag. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan die disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steen sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was.
En as dit by die gouverneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. Net tot sover uit die wonderlike en die onfeilbare woord van die Here. Terwyl die Here Jesus Christus opgestaan het uit die dood en uit die graf uit is, het daar 'n geweldige skouspel afgespeel daar by die graf. En daar was die wagte gewees wat die graf moes opgepas het. En terwyl hulle daar besig was, het dit gebeur dat die engel gekom het. En toe gaan hulle na die priesters toe om te vertel wat daar gebeur het. En daar was 'n sameswering gewees met die kerkleiers en hierdie wagte. En dit is ons tema vanmôre, 'n sameswering teen Jesus se opstanding. Al was 'n duidelike sameswering vanaf die priesters en die ouderlinge om die opstanding van Jesus onwaar te maak. Maar wat daardie Joodse leiers nie besef het nie, is dat dit juis deur hulle optrede is wat Jesus se opstanding bevestig het. In die eerste plek, die priesters en die fariseërs het na Pilatus toe gegaan. Hulle het gaan vra dat hy 'n wag sal gee om daar by die graf te gaan wag staan, want die disippels het, of Jesus gesê gaan opstaan, en hulle was bang dat die disippels sou kom en die liggaam van Jesus kom neem en wegvat, en dan sê dat hy uit die dood uit opgestaan het. Maar nou vra ek my die vraag af, hoe het hulle geredeneer oor hierdie saak? Want sou die disippels kom en sê, maar Jesus is nie meer daar nie, hy het opgestaan, moes daar iewerste mos nou 'n bewys gewees het daarvan. En Jesus is dan nou dood. En hulle wil keer dat die disippels nie Jesus kom wegneem het nie. Dink net daaraan daardie wagte wat die graf opgepas het. Daar is 'n groot klip voor die ingang van die graf. Hy was verseël gewees. Hulle het gesien hoe hy geseël word. En ewe skielik het daar 'n skouspel afgespeel van bonatuurlike verskynsel. Hulle taak was maar net om daardie graf op te pas. En daar verskyn 'n engel van die hemel op hulle, 'n helder lig wat daar is. Die aarde het gebewe en daar was geluide van blitse en weerlig rondom hulle. Hulle het daar gevul geword met vrees oor hierdie geweldige bonatuurlike skouspel. En die woord sê dit soos dooies geword. Hulle het daar in mekaar gesak. Hulle het flou geword as gevolg van dit wat daar gebeur het. En toe die wagte weer bykom en hulle sien wat daar aan die gang is en hulle besef, het hulle dadelik na die priesters toe gegaan om aan die priesters te vertel wat gebeur het. En dis waar hierdie sameswering dan nou gebeur het tussen die kerkleiers van daardie tyd. Vanmôre is ons hier met die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dood uit en ons herdenk dit. Ons dink bietjie weer terug aan daardie waarheid wat vir ons in die woord is. Daardie aardse missie van God om te kom sterf vir die sonde, maar ook om op te staan, is nou, die sirkel is voltooi. Maar ek wil hê ons moet vanmôre so 'n bietjie fokus op hierdie wagte. Hierdie Romeinse soldate wat wag moes gestaan het, daar by die graf van Jesus. En ons kyk bietjie hierdie tema van sameswering teen die opstanding van Jesus. En ons sien eers wat ek met u praat oor die soldate se ervaring. Wat het hulle beleef daar by daardie dag? Ek gaan nou vir julle die teksverse gee, maar op hierdie stadium toe die engel neerdal, toe was die wagte daar by die graf alleen gewees. Hulle daar opgepas en hier kom hierdie lig, hierdie engel, en hulle weet nie eintlik hoe om dit te beskryf nie. Een van die kommentaarskrywers, hy sê,
The soldiers on duty were greatly frightened by the sudden demonstration of supernatural powers. Daar het iets gebeur, fisies, wat hulle nooit kon indink het nie. Hierdie soldate het gesien hoe die engel vanaf die hemel neerdaal en met hierdie helder lig die klip weggerol het daar voor die graf. Hulle het beleef die aardbewings wat daar was, die geluide van donderweer en weerlig, en hulle het daar die klip wat weggerol is, en Jesus is nie meer daar in die graf nie. Die klip was nie weggerol, sodat Jesus kon uitkom nie. Toe hulle die klip wegrol, was Jesus nie meer daar nie. En hulle het dit gesien, en het beleef. En hulle het so in angs geword, omdat hulle nie meer geweet het wat nou nie. Hulle moes seker gemaak het, dat Jesus se liggaam nie wegkom nie. En ewe skielik word daar die klip weggerol, en hy is nie meer daar nie. Die graf, die klip voor die graf, kon Jesus nie uit die graf uit, of in die graf gehou het nie. Hy het reeds opgestaan. Hy het reeds die verheerlikte liggaam gehad. 'n liggaam wat hom nie gebind het en beperk het, soos ons menslike liggame nie. Hy het 'n verheerlikte liggaam gehad, wat hy kon opgestaan het, uit die dood uit, en uit die graf uitgegaan het, sonder dat hy gebind was binne in die graf. Die soldate het dit alles eers gesien, en hulle het gesien dat Jesus nie meer daar is nie. Die vroue was op pad gewees, Maria Magdalena en Anne-Maria en ook Salome was op pad gewees, om die liggaam van Jesus te gaan balsem, op daardie oggend. En ons lees dit daar in Markus 16 verse 1, en toe die die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Salome, speserye gekoop om Jesus te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonopkoms, het hulle gegaan na die graf toe. Vers 3 sê, en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. Hierdie wagte het bevrees geword, en nie geweet wat eintlik daar aangaan nie. En hulle het benoud geword, dat hulle daar net in mekaar gesak het. En uit vrees vir hom, het die wagte gebewe, en soos dooies geword. Hulle daar in mekaar gesak. Daar was 'n geweldige vrees wat hulle oorweldig het. Hulle het versaak in hulle plig om daar die graf op te pas. Ewe skielik het daar iets gebeur en die graf het oopgegaan en Jesus is nie meer daar in daardie graf nie. En hulle het so angstig geword. En die opstanding van die Here Jesus Christus is 'n werklikheid. Die dood in die graf kon Jesus nie gebind het nie. En dit behoort ook ons as mens benoud te maak, om te besef dat hierdie Jesus Christus het opgestaan. Daar is soveel getuies en getuienisse wat Jesus bewys het dat hy opgestaan het uit die dood uit. Hierdie wagte het 'n ervaring gehad wat hulle nie kon verstaan nie, wat hulle nie geweet het hoe om dit dan nou te verwerk nie. Maria en die ander vroue en die disippels het ook gesien dat die graf leeg was. En hulle was opgewonde. Ek dink hulle het dalk so 'n bietjie van 'n twyfel gehad op daardie stadium nog steeds. Want die woord sê dit vir ons. Maar hulle het geglo. Daardie samestoring het begin daar by die wagte wat iets ervaar het wat hulle benoud gemaak het. En ons sien in die tweede plek dat daardie wagte het 'n getuienis gehad. Hulle het gaan vertel
wat nou gebeur het. Vers 11 sê vir ons, en terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. Hierdie wagte, hulle gaan heel eers na die priesters toe om te gaan vertel wat nou gebeur het. Hulle het nie die moed om na hulle bevelvoerder toe te gaan en sê, hoorie, daar het nou iets gebeur wat ons nie weet wat gebeur het nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Hulle gaan na die priesters en die ouderlinge toe om aan hulle te gaan vertel, 'n getuienis te gaan lewer van Jesus het waarlik opgestaan. Die graf was verseël in hulle teenwoordigheid, sê die woord. Nou is daar die seël gebreek ewe skielik, die klip was weggerol en die liggaam van Jesus was nie meer daar nie. En hulle het ook gevrees vir hulle lewens. En jy sien, wanneer hulle geval het in hulle taak wat hulle moes uitgevoer het, en daardie opdrag en hulle daarin geval, moes hulle met hulle lewens betaal het daarvoor. Ons sien dit ook in die verhaal van Petrus, toe hy in die gevangenis was, en hy daar uitgekom het, sien ons daar in Handelinge 12 vers 19, daarop het Herodes hom gesoek, dis nou vir Petrus nie gekry nie, en die wagte onder verhoor geneem, en bevel gegee, dat hulle tereggestel moes word. Omdat Petrus uit die tronk uit weggekom het, en hulle kon nie 'n antwoord gee nie. In Filippi was Paulus en Silas in die tronk gewees, en daar die tronkbewaarder het aan die slaap geraak, en toe hy wakker word, is Paulus hulle nie meer daar in die binnekant van die tronk nie. En hy wou sy eie lewe neem, want hy het geweet, as hulle daarvan gaan hoor, hierdie bevelvoerders, dan gaan hy met sy lewe betaal. Hulle gaan hom martel, omdat hy geval het in sy taak as soldaat. Hierdie soldate het geweet, dat die priesters ook nie wou gehad het, dat hierdie storie versprei, dat Jesus in die doodheid opgestaan het nie. Daarom gaan hulle heel eerste na die priesters toe. Terwyl die priesters en die ouderlinge daar besig is om te beraadslaag, is die disippels en die vrouens besig om in opgewondenheid te wag op Jesus daar by Galilea. Hulle is opgewonde want Jesus het aan die vrouens verskyn en vir hulle gesê, hulle moet Galilea toe gaan met die disippels, daar gaan hy vir hulle kom kuier, daar gaan hy met hulle wees. En hierdie wagte, die priesters, is daar besig om saam te sweer om hierdie opstanding van Jesus as onwaar te maak. Soveel kere sien ons in kerke en ons hoor kerkleiers reg oor die wêreld, sien dit op sosiale media, wat mense kom mislei oor die opstanding van Jesus Christus. Ek het net so vinnig 'n artikeltjie gesien gister, wat iemand daarop gesit het, Paasfees is vir die heidene. Hy ken nie sy Bybel nie. Hy ken nie die waarheid nie, dan kom hulle met hierdie leuen. Want jy sien, die duiwel wil ons laat glo dat Jesus het nie opgestaan nie. Maar daar is soveel getuienisse in die woord van God. En as dit in die woord van God is, dan glo ek dit. Want dit is die enigste waarheid. Daar was getuienisse wat Jesus gesien het na die graf. Die vrouens aan wie hy verskyn het. Die Bybel sê hy het aan 500 verskillende mense verskyn. Hy het aan daardie 2 disippels wat op pad was na Emmaus toe, het hy verskyn. Hy het aan die disippels verskyn. Die deur was gesluit in die boventrek waar hulle was, en ewe skielik toe staan Jesus hier in hulle midde. Maar die mens wil dit nog steeds ontken. Ons het gesien dat die wagte het iets beleef. Hulle het iets ervaar wat hulle nie kon verklaar het nie. In plaas van dat hulle maar geglo het, maar hierdie Jesus moes opgestaan het. Hier het iets gebeur. Maar hulle hardloop met 'n getuienis na die priesters toe, en hierdie priesters wil daardie storie so gou as moontlik in die kiem smoor. En daarom sien ons, die wagte het 'n beloning gekry. Verse 12 en vers 13 wat vir ons sê, en nadat hulle saam met die ouderlinge vergadering geraad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was.
hierdie soldate word omgekoop met geld om 'n leuen te versprei. Dit het hierdie priesters baie geld gekos om hierdie wagte se monde te stuip. Ons kan sê dat hierdie wagte het hulle siele verkoop vir 'n paar rand. Dieselfde met Judas Iskariot, hy het sy siel verkoop vir 'n paar rand. En so is daar baie mense wat eerder die leuen glo as die waarheid. Nou 'n teenbewys dat Jesus se liggaam gesteel is juis die grafdoeke. Toe Petrus daar in die graf ingaan, toe sien hy daar is nie 'n liggaam nie, maar die grafdoeke het daar gelê. En die kopdoek was mooi opgerol, en daar waar die kop gelê het, was die kopdoek gewees, mooi opgerol. En dit was die teken dat Jesus opgestaan het. Jesus het daar vir hulle 'n teken nagelaat. Hulle gaan hom weer sien. Want as daardie liggaam gesteel was, sou die grafdoeke ook saam gewees het. Hoekom sou dit daar gewees het as die liggaam gesteel is? Die grafdoeke weerlê hierdie kerkleiers se bewering van die disippels wat sy liggaam gesteel het. Die priesters het so ver gegaan om 'n leuen te vertel aan die goewerneur, om hierdie soldate wat hulle leuen versprei, te beskerm. Vers 14, en as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg was. Daar is soveel predikers in hierdie wêreld, mense wat gesien is, wat 'n leuen versprei oor die Here Jesus Christus. En daar is iets wat maak dat die mens eerder die leuen wil glo as die waarheid. Die storie van hierdie wagte was ook oralste versprei onder die volk Israel. Vers 15, hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. Liewe vriende, vanmôre dink ons terug aan die opstanding van die Here Jesus Christus. Dit wat vir ons geleer is in die woord van die Here, hierdie Paasnaweek en alles wat daar afgespeel het, daar in Jerusalem, toe Jesus gevange geneem is, as 'n misdadiger, dan behandel is, geslaan is, verneder was, onregverdig veroordeel was, en die doodstraf gekry het, nadat hy gegeesel was, en aan die kruis gehang het, en ons sonde op hom gekom het, en net voor hy sterwe, toe sê hy, dit is volbring, en Jesus het gesterwe, en nadat hy gesterwe het 'n man met die naam van Josef, van 'n dorpie van Arimatea gekom. Hy was 'n disipel van Jesus. Hy het die liggaam gaan opeis. Hy het hom met doeke toegedraai en in 'n splinter nuwe graf wat hy vir homself gekoop het, die liggaam van Jesus in gaan sit. Die graf toe hy oopgemaak is, was leeg. Die kruis is leeg. Die graf is leeg. Vanmôre het ons net bietjie weer gekyk na hierdie verhaal van Paasfees. En ons het so 'n bietjie gefokus op die wagte, dit wat hulle beleef het, en dit wat hulle gaan vertel het vir die priesters en die ouderlinge, en daardie leuen wat versprei was onder die mensdom. Maar aan die ander kant was dit die disippels en die vroue, en hulle het 'n getuienis van Jesus het werklik opgestaan. Die soldate het baie meer gesien as wat Petrus en die ander disippels gesien het. Die soldate het daar by die graf meer beleef as wat Maria Magdalena en Maria Salome beleef het. Maar tog het hulle gekies om dit nie te glo. Tog het hulle nie geglo dat Jesus waarlik opgestaan het nie. Hulle het dadelik na die kerkleiers toe gegaan om te gaan raad kry, en die kerkleiers het hulle 'n leuen vertel
omdat hulle hierdie opstanding van Jesus wil onwaar maak. Hulle het eerder hulle omgekoop met geld om 'n leuen te gaan versprei. En dit het my gebring by 'n vraag vanmôre, waar ons in 2026 lewe. Wat glo die kerk vandag? Glo die kerk die betroubare getuienis van die woord van God? Of glo die kerk die valse getuienis van die leuen wat versprei was en dit al hoe meer en meer 'n leuen geword het in die wêreld? Maar liewe vriende, kom ons vergeet van die kerk. Kom ons vra vanmôre die vraag: wat glo ek en jy? Wat glo jy vanmôre? Het Jesus opgestaan? Of dink jy dis 'n storie? Glo jy die waarheid en die bewyse uit die woord van God? Of glo jy die leuen wat die mens wil versprei? En onthou, ons is nie teen mense in oorlog nie. Daar's 'n geestelike oorlog aan die gang. Die duiwel het reeds van die begin af probeer keer laat Jesus na Golgotha toe gaan en opgewek word. Hy het Adam en Eva gekry om ons sonde te doen en in sonde te val. Hy het daar in Kain en Abel gewerk en in Kain se lewe om Abel dood te maak. Maar die Here het Set dan weer laat voorkom. Toe die hele wêreld so in sonde was, het God berou gehad en wou hy alles vernietig het. En hy het een man gesien in die naam van Noag. En hy het Noag en sy gesin se lewe gespaar. En so het dit dan deur die geskiedenis gegaan, dat Jesus Christus as mens gekom het en as mens gesterwe het, maar dat hy ook opgewek is en in die verheerlikte liggaam is. Nou is die verlossing beskikbaar vir my en jou. Ons gaan dit nie net sommer kry omdat Jesus dit gedoen het. Ek en jy as mens moet nou na Jesus toe gaan en sê, Here, ek is 'n sondaar, maar U het vir my gesterf. Here, U is die verlossing en saligmaker. Here, my vertroue plaas ek in U. Ek neem U offer aan vir myself. Kom en maak my skoon en rein. En wanneer ons daardie stap geneem het, moet ons nie die Here teleurstel met ons lewens nie. Ons moet die pad stap in gehoorsaamheid aan dit wat die Here vir ons kom doen het. Dat dit sal groei en groei tot hy ons gaan kom haal. Mag die Here U seën ook in hierdie dag verder, ook met hierdie kosbare gedagte van die opstanding van Jesus. Amen. Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat U vir ons kom seën het ook net weer met die gedagte. Daar was 'n leuen versprei. En daardie leuen hardloop die wêreld in. En baie mense glo daardie leuen. Here, as ons gaan kyk na die hordes en hordes mense wat hierdie naweek vir hulle eie plesier gebruik, en daar's nie verkeerd om te gaan geniet nie. Maar mense wat Vrydag, gister en vandag nie eens een keer met U gepraat het nie, dan maak dit 'n mens hartseer om te besef wat U moes deurmaak. En ons gooi dit terug in U gesig. Here, kom help ons as U kinders, waar ons dalk fouteer, reg te maak met U. Dat ons nie ook soos die wêreld, die opstanding van Jesus, as twyfel sal neem, deur ons keuses in die lewe. Kom help U vir ons, Here. Kom seën U ons. Here, kom maak ons harte oop en skoon, voordat ons daar aan 'n nagmaaltafel gaan sit. Here, laat 'n sonde in my lewe, of iets wat verkeerd is in my lewe, my nie sal verhoed, om aan hierdie nagmaaltafel te gaan sit nie. Dis U tafel, Here. Ons gaan saam met U aan die tafel sit. En my so dink aan Judas Iskariot wat met boosheid aan die tafel gesit het. En hy het nooit reggemaak nie. En hy het sy eie lewe geneem.
Here, ons het die geleentheid nou om reg te maak met enige iets wat U ons kom oortuig. In die krag van die opstanding kan U ons nou kom reinig, deurdat ons dit vir U gee. En ons met 'n oop gemoed aan hierdie pragtige tafel van Jesus te kan gaan aansit, waar ons die dood en die opstanding van Jesus weer herdenk. Kom seën dan nou ook die tafel. Baie dankie, Here, vir U liefde. Amen. Liewe vriende, ons